Welkom by hierdie video oor die doel van 'n volmag in die Suid-Afrikaanse reg. In hierdie les sal ons die regsraamwerk, funksies en beperkings van hierdie belangrike regsinstrument ondersoek, 'n instrument wat een persoon toelaat om gesag aan 'n ander te delegeer. In Suid-Afrikaanse reg, 'n volmag is 'n wettige dokument wat 'n mens toelaat persoon, die prinsipaal, om 'n ander persoon, die agent, die magtiging te gee om namens hulle optree in die reg, finansiële of eiendomsverwante sake. Die agent is gemagtig om regshandelinge namens die prinsipaal uit te voer, insluitend die ondertekening van dokumente of die bestuur van eiendom, deur middel van regsmag. Dit vereis 'n vrywillige ooreenkoms wat met wederwysige toestemming opgestel en deur 'n geestelik bevoegde skoolhoof onderteken word. Die toegekende bevoegdhede kan 'n spesifieke of algemene omvang hê, wat wissel van beperkte aksies soos die verkoop van 'n huis tot breë take soos die bestuur van alle finansiële sake. Dit is veral nuttig wanneer die skoolhoof nie beskikbaar of fisies nie in staat is om take self uit te voer nie. Die volmag is te eniger tyd herroepbaar, wat die prinsipaal toelaat om dit te kanselleer solank hulle geestelik bekwaam bly. Volgens Suid-Afrikaanse wetgewing egter, dit eindig met geestesongesteldheid, aangesien dit nie kuratorskap kan vervang as die skoolhoof geestesongesteld raak nie. Opsommend, 'n volmag in die Suid-Afrikaanse reg is 'n praktiese instrument vir die delegering van gesag, maar dit moet versigtig gebruik word en strek nie tot situasies wat langtermyn geestesongesteldheid behels nie.